Vanmôre groet ek ook iedereen elkeen wat inskakel op al die platforms. My bede is dat die Here U ook so saam met ons sal sien. Soos wat ons saam is, sal ons kom vandag en net ons hart voor die Here oopmaak. Sal ons vandag net kom en sê, Here, hier is ek. Doen met my. Soos U wil. En soos U wil, Here. Kan ons opnieuw weer op die plek kom, waar ons sê die belang. Jesus wil die belang. Lord bewaar en declare. Come and form me. Come and mold me. Come and use me. Lord, as you please. Ek wil hier kom bedien vanmôre met die tafel van die Here, met elkeen van u 'n nagtelpak gekry. Is elkeen van u gereed? Is daar iemand wat nog nie wil net vir my julle hand opsteek, dat ons jou net kan voorsien van wat jy nodig het, die brood of die vrug van die wynstok. Hoekom herdenk ons die tafel van die Here? Hoekom bring ons in herinnering wat Jesus vir ons gedoen het? Ons doen dit sodat ons kan onthou dat hy die oorwinning behaal het. Lewe kon gee en ons kon vrymaak deur sy volbrachte werk aan Golgotha. Vanoggend as jy van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, sal jy kom vanmôre en daardeur bely, U is my God. En Here, as daar 'n area was waarop ek die wêreld met sy dinge, die aanslag van die vyand en alles wat daarmee gepaard gaan, Here toegelaat het om in my hart in te kom, dan wil ek vanmôre nie opnuut weer kom herstel tot die regmatige plek. Want die Here is my koning, my God. As jy die Bybel saamgebring het, nooi ek jou om oop te maak in die eerste boek van Korintiërs, die 11de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 23. 1 Corinthians chapter 11, and we'll be reading from verse 23. 1 Korintiërs hoofstuk 11 van vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het hy brood, het hy dit gebreek en gesê, neem dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. Net soos die beker met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtes. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. Totdat hy kom. Jesus het nog nie gekom. Maar ons sien uit. Ons sien uit. En die wêreld, die aarde, wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kind van God. Uitsien na Jesus wat weer gaan dra. So kom ons kom vanmôre en ons geniet hierdie tafel in die oorwinning en in die lewe wat Christus vir ons kom gee. Kom ons sluit en vir 'n oomblik ons o Here, ons dank U vir hierdie tafel vandag. Hierdie brood, your body that was broken, that were slain for us, O Lord, are being represented by this bread. And as we break it,
elke keer wat ek die kans versluit. En daar die rigting blyf. En die voore op die rigting gaan. Here vergewe ons. Maar dankie dat ons vergewe is. Dankie dat ons dit kan hê. Help ons op gedagte kom. En met die genieting van hierdie brood en hierdie vrug van die wynstok, Here te kom. En die daarstel. As koning van ons lewens. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. En nadat hy gedank het, het hy die brood gevat en hy het gebreek. En hy het gesê, nee, dit is my liggaam wat vir julle gebreek. Kom ons sê ons. Net so die beker uit het met die woorde hierdie beker is die Nuwe Testament Bybel. En soos hierdie vrug van die wynstok afdruk in die beker. Sy bloed gevoel. Sy bloed maak jou en my vry van Satans mag om ons gebreid sal. Ons dankie vir Here. Here, ons is nou gereed vir die woord. Ons harte is voorberei. En ons sien uit, Here. Ons het 'n verwagting vir wat U in ons harte gaan kom spreek. Vir wat U gaan kom deel. En die gebed van my hart is, Here, dat hierdie boodskap raak vanmôre seën sal salf. En Here, dat U op goddelike wyse sal kom gebruik en omvou. En Here, dat U deur ons sal spreek. Hier staan hy, U mondstuk, U instrument. Let it be as you want to join or share with us, O Lord. Soos U wil deel in Jesus se naam. Amen. Dis so dat jy dis 'n wonderlike voorreg om jou vanmôre saam met ons te hê, saam met juffrou Zeldelie. Dit is regtig altyd 'n voorreg. Ons sien uit na wat die Here ook deur met ons gaan deel. En ons weet dat die Here jou magtiglik gebruik, dankie dat jy ons hy wil amper sê ingepas het. En die man was ook besig volgend. Wat was dit 'n herinnering aan een van julle 'n memorial run met een van die bikers wat oorlede is. Maar ons is dankbaar om jou saam met ons te hê en te weet God gaan ook deur jou tot ons harte spreek. Amen. Dit is alright, it's alright. Okay. Dankie is. Dankie om dit te wees. Nou dat jy ons bietjie verhoog staan, dan dink jy aan al die goeders wat ons al hier op die verhoog van gevang het. Dit was dit, hè? En dit is van ons het 'n paar doen met hierdie verhoog van gedoen. Dis so om te wees. So ja, julle pastoor het 'n mooi wit das aan en hy lyk pragtig soos wat mense kyk op 'n Sondag. Ons lyk 'n bietjie anders want ons is 'n bietjie 'n ander groep. Dis nou wat 10 jaar, 12 jaar, ek weet nie. Toe die Here kom en hy sê, weet jy wat nee? Jy gaan nou met die bikers werk. Sê jy, you must be joking. Het jy dan manne gesien? Ek sien lyk hy ons twice my size. Ek moet tomaties hier saamvat. Ek moet, maar weet jy wat, die Here is getrou. Hy is getrou aan sy woord en hy weet presies hoe om te stuur. En ietsie wat ons ook agter gesê het, is dat, weet julle wat nie, ons moet besef wat sy voorreg is dit om God se woord te kan bedien. Hier, gemeente en 'n kerk, al buite maak nie saak wat nie, want die aanslag van die duiwel is groot. En hier waar begin hy, is so hy begin in die kerk. Hy begin hier, en as ek en jy nie uitgaan en die woord gaan bedien en God gaan verheerlik deur sy woord te kan gaan verkondig nie. Dis waar ons moet uitkom. Dis waar die Here jou wil gebruik. Ons hoef nie almal so mooi te praat soos pastoor. Kan jy eie stem is alright, né? Dis okay. Kan jy net sê, weet jy wat jy kan instrument is vir God of hy. Dis 'n awesome
voorreg om dit te kan doen. Okay, volgende gaan ons 'n bietjie gesels oor klim die leer, klim die regte leer. Ons het daai tema daar, ek het nou nie vir julle PowerPoint gebring nie, want ek het nie eens bietjie stadig, bietjie rowwe weet, maar sorry, nee. Maar daar sê ons gaan daarmee werk. So, voordat by die teksvers uitkom, ek is iemand wat uit my geskiedenis eintlik met die jeug werk, en dis baie nice, actually. Die jeug het hulle eie uitdagings, maar daar's lekker energie onder die jeug in die skos. Maar daar's nie energie hier ook, ek weet. I know. Dit is awesome. So vir my, kom praat die Here met prentjies en hy kom doen dinge visueel wat dis hoe ek verstaan en dis kan ook dit oordra word. So, kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons volgende. So, voor ons net dit gaan lees, wil ek daarom net vir julle sê, ek het nou nodig dat julle 'n prentjie saam met my moet skep. Het die kort tyd oor alsof ek stil staan. Okay. Ek wil julle met 'n prentjie skep, want ons het nou nodig om hierdie prentjies in ons gedagtes te kom maak van hierdie muur wat hier gebou is. Groot, lang muur, hoë muur. En daar sê, ons kan nie om hierdie muur kom nie. Ons kan nie deur hierdie muur kom nie. Daar's nie vensters en deure en al hierdie goed nie. En dan kom vra ons vir ons, hoe kom ek oor hierdie muur? Want weet jy wat, aan die ander kant van hierdie muur is iets awesomes. Daar's iets goeds aan die ander kant van hierdie muur. As jy met die bikers praat, dan sal jy vir hulle sê, ja, ek weet, daar's nuwe helmets daar agter, daar's nuwe bike wat ek wil hê, en daar's 'n paar goed wat jy onthou, dis Kersfees, daar's 'n paar goed wat ek aan die ander kant die muur wil hê. Daar's amazing goed hier, aan die ander kant die muur, maar ek kan nie daar kom. Ek kan nie daar kom nie. En wat moet ek maak om daar te kom? Die eenvoudige antwoord is, jy moet 'n leer hê om daar te kan kom. So met 'n leer, ek is so dankbaar dat die vloer is gelyk. Baie dankbaar daarvoor. Jy moet verstaan nie, ek is nogal 'n hoogtevrees, ek hou nie van hoogtes nie. So ek bid die Here wanneer hy my op die wolke kom haal of hy moet dit wegvat. Dit is hoog. Kyk. Maar hierdie sal doen. Dis hoe jy aan kan kom. Dis ook oor die muur gaan kom is. Ek moet hierdie leer klim wat hier is. So kom ons dink 'n bietjie geestelik. Wat wil God vandag vir ons sê? Weet jy wat met die duiwel kom? En hy rig 'n muur op. Tussen my en God, daar's 'n skans wat hy oprig tussen my en God. En hy wil my hier hê in die sonde en tussen die sonde, want hy wil nie ek daai kan sien en kyk en lees en leef nie. En weet jy wat net? Daar aan die ander kant van daai muur, daar's God. Daar's God se antwoorde vir ons. Daar's God se beloftes vir die uitdagings wat ek in my lewe gee. Daar's God se heerskappy oor die sonde. Dis daar's God wat elke tree vir jou wil gee en sê, hier moet jy nou draai, hier moet jy links, hier moet jy reguit, want God het 'n plan vir jou in my lewe. Dis daarso en daai ander kant die muur, wanneer ons daar kom en wanneer ek daar kan sien, dan sien ek God en God almagtig wat in my lewe wil werk. God is daar. Maar ek weet, die kant en ons kom nie altyd daar nie. Dis wat God vanoggend met ons wil kom deel. Hebreërs 11 vers 1, ek gaan daai vers ken en die definisie van geloof, ek dink julle almal ken dit seker, maar hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue. Net so by the way, ek is hier die ou vertaling en ek weet die nuwe vertaling, verloor het my ou vertaling. Kyk, moet ek my ouderdom weg hê, dis nie nodig nie, maar ja. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis geloof en die Here wil vanoggend vir jou kom sê, daai leer is die leer van geloof wat ek en jy moet klim om uit te kom by God waar hy wil hê ek en jy moet wees. We all start here at ground. We all start here. Romans 3:23 says what? We all have sinned and fall short of the glory of God. We all do that. We all start here in sin, on the ground. But you know what, man? I want to thank God for what He's done there.
I want to thank God because He sent Jesus Christ down for us so that we don't have to stay here. That there is a plan, a permanent plan for you and for me to get to a place of salvation and to get to a place where I can climb the ladder of faith. He's done that for us. He's done that for us. Dis 'n tyd wanneer ek op my hart vir die Here kon gegee het. En sê dis waar ons is. Maar weet jy wat ek wil vir jou iets sê vanoggend. En nou gaan ek 'n stoel nodig hê. Asseblief, sommer daai so enige. Of sommer daai so kyk. Sorry, is vinnig as jy. Wat vleuel, wat se ding iets. Ek wil hê jy moet iets kom verstaan as kind van God vanoggend. Ek wil hê jy moet iets kom leer vanoggend en dit is dat ek nie kan stil sit en niks doen nie. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, weet jy wat net? Daar's iets wat ek en jy moet besef wanneer ons harte vir Here gegee het. Dis hartseer partykeer dat party Christene daar bly, maar dis nie God se doel nie. Ek wil vanoggend vir jou kom sê geloof. Sorry, geloof is nie 'n bestemming nie. Dis verskriklik belangrik. Geloof is nie jou bestemming nie. Geloof is net 'n plek waaruit ek moet groei. Dis 'n groeiplek. Ek kan jy moet dit besef. En so baie keer kom Christene en dan gee hulle harte vir Here en dan kom sit hulle op hierdie stoel want hierdie lyk hom swaar. Hierdie lyk lekker. Hierdie is hoog. En dan kom sit ek hier en dan kom doen ek sekere goed en dan sê ek, weet jy wat net, ek gaan 'n bumpersticker op my kar koop. Ek is gered. En dis nice, dis reg. Dis goed so. Of ons kom, ek het ook een aan, ons dra kruisie en dis okay. En weet jy wat net, nou gaan ek hierdie kruisie sorg, ek gaan hierdie ding na werk toe dra want ek is 'n kind van God. Dis weet jy wat, dis okay. Maar weet jy wat, dis nie wat God vir jou bedoel het nie. God het nie bedoel dat hierdie jou bestemming moet wees nie. Ek kan nie moet dit verstaan. Wanneer ons vasgevang is in hierdie plek waar hierdie my bestemming is, dan kan ek nie daaruit kom nie. Ek kan nie oral uitkom waar God my wil instuur nie. Ek kom nie op die plekke nie. Ek kom nie op al die goed wat hy vir my beloof het nie. Ek kan nie daar kom nie want my bestemming het ek besluit is hier. En dit moet nie so wees nie. God, hierdie geloof is nie my bestemming nie. Dis die begin van 'n reis opwaarts wat God wil hê jy moet doen. Jakobus 2 vers 20, ek gaan dit vir julle lees. Jakobus 2 vers 20 sê vir ons die volgende. As julle wil saam bly, okay, ek het Bybelklub, so ek bly vanaf. Julle bedoel. Jakobus 2 vers 20 sê die volgende. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke is dood. Die geloof sonder die werke is dood. God kom sê dit vir ons. God kom sê dit vir ons en dit beteken dat ek moet iets doen. Ek moet leer van geloof. Klim, ek kan nie as ek niks doen nie. Dis nie wat God vir my bedoel het nie. Nou baie mense kom. Ek moet nie Engels vergeet nie. Okay. A lot of people come and they say, you know what, man, I don't need that. I'm not going to do that. I'm going to do my own thing. I know what it takes. It's going to take success in my workplace. It's going to take money. It's going to take popularity. And if I've got that, if I've got those things, I can make it on my own. And then they can place a little ladder like that. And they start climbing that little ladder. Die thema is klim die regte leer. Dis belangrik. Klim die regte leer. People think I can do it all. Ek kan. En dan begin mense hierdie trappetjies klim. Dis nie so hoog, dis okay. Mense begin hierdie trappetjies klim, en dan kom hulle hier bo en hulle het sukses bereik en Jesus, ek is waar ek wil hê ek moet wees. En dan weet jy wat ontdek hierdie mense? Dis nie genoeg nie, ek kan nie oor die muur sien nie.
Hier is nie die regte leer nie. It falls short. It falls short because God says to me, not on your own. Kies die regte leer, want Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en al hierdie goed gaan in elk geval vir jou gegee word. Maar dit beteken ek moet die regte leer kies. Nie daai. Nie wat die wêreld vir jou sê werk nie. Nie wat die wêreld vir jou sê is die regte ding om te doen nie. It's not good enough. Ons moet hierdie leer klim. Ons moet God se leer van geloof klim. En dit is so belangrik. Psalm 127 vers 1. Ons gaan 'n paar versies met julle deel. Dis 'n toets om te kyk of jy weet waar ons baie boeke in doen. Nee. Psalm 127 vers 1. Hoor mooi wat sê die Here. Hy sê dis 'n bedevaarslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagte. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat oplei, brood van smarte eet. Net so goed, awesome, hoor mooi, net so goed gee hy, dit is God, dit aan sy beminde in sy slaap. Dis my God, hierdie wat ek op my eie probeer doen, en my eie sukses probeer doen. Nee, my God sê, kies die regte leer, en hy sal in elk geval al jou goed vloeg. Hy sal in elk geval sorg, dat jy suksesvol is, en dat jy gebless is. Terug na Hebreërs, terug na daar waar ons eers begin het. En so klein versie terug, Hebreërs 10 vers 38 sê vir ons, maar die regverdige, dis ek en jy, nee, dis ek en jy, soos daar, wat doen die regverdige? Die regverdige sal wat? Uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek het my siel geen waarde aan nie. Vers 39, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Mag dit ons begeerte wees. Geloof tot behoud van die lewe. Nie daarom nie te onttrek nie. Nee, geloof. En dan so netjie verder in Hebreërs 11 vers 6 sê hy, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan en nie is nou awesome. En ek en jy moet dit verstaan. Ek en jy moet dit verstaan. Wanneer ons hierdie leer klim, hy sê twee goed. Hy sê, ons moet glo, wat dan God moet glo dat hy is, soos baie dan nog gepraat is volgend daar staan nie. God is, hy is die almagtige, hy is die voorsiener, hy is die trooster, hy is die een wat weet presies wat om te gaan. Dis jou God en dis wie in ons geloof is. Nie ander dinge nie. My geloof is in God, want hy is die antwoord. En daar is 'n tweede ding wat sê, en 'n beloner van die wat hom soek. En dis die werk wat ek en jy moet doen. Om te soek beteken presies dit. Om julle lekker is om die leer te klim. Dis presies wat dit beteken. Om te God te soek is 'n beloner van sy gesonde, van dit wat goed is, beteken ek moet die leer van geloof klim. Ek kan nie daaronder stil sit nie. En dan kom God en ek gaan dit in Engels vir julle lees, Jeremiah 29:11, hy sê wat? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hey, dis my God daai, en wanneer ek hier is, dan sien ek maar, ek kan oor hierdie muur begin kyk, hierdie muur wat Satan hier bou, wat daai goed vir my wil verskans, ek kan begin op oor hierdie muur te kyk, en ek kan sien, daar's lewe in oorvloed, daar's oplossings, daar's antwoorde, daar's 'n God wat 'n pad en 'n plek vir my het in die lewe, daar's hy, en ek kan daarby begin uitkom, maar dit is nodig dat ek en jy sal werk daarvoor. Dat ons op 'n plek sal kom waar God jou en my kan gebruik. Ons moet op die leer van geloof kom, sê die Here. Ons moet besef dis waar hy ons wil hê. En nou is daar ongelukkig geen ding wat ons ook vir mekaar moet sê. En ek gaan nou die duiwel vorentoe roep. Nee, klink nie. Ek gaan my vrou vorentoe roep, sy is die duiwel.
Ons moet by die vlak. Dat sy my kom help. Want dat is een of twee goed wat ek en jy moet besef. Die duiwel is nie lui nie. Die duiwel is nie lui nie. Ons kan dit vir hom gee. En wanneer die duiwel kom en ons begin hierdie leer klim, dan beteken dit nie ek is nou 'n slaaf van die duiwel nie. Want weet jy wat net? Hy wil nog steeds kom en jou sonde verlei. So ons en ek en jy moet besef, wanneer ek op hierdie trappe klim, dan los die duiwel jou nie alleen. Die duiwel het nog steeds 'n plek hier en wat begin hy doen? Hy begin jou trek en hy begin jou ring en klik. Dis wat hy nog steeds doen. Ek staan op my geloofsleer. Ook as 'n bietjie slag gesit dan. Ek staan op my geloofsleer. Maar die duiwel kom ring en klik my nog steeds. Hy kom trek my nog steeds. En weet jy wat is die saad van hierdie hele ding? Is wanneer jy kom trek, is ek nie kan maar wanneer ek en jy en wanneer mense opgee en hulle sê hier is te veel vir my. Ek kan dit nie hanteer nie. Hierdie plek is nie vir my nie. Dan kry die duiwel dit reg om ons weer hier te laat afkom. Hier waar hy sê hier waar hy met ons van werk. So baie keer gebeur dit. En weet jy, as dit gebeur, dan moet ek en jy besef, maar weet jy wat net? Ek moet weer op die eerste trappie klim. Ek moet maar weer op die eerste trappie klim. Die duiwel wil kom, en hy wil ons kom reëneer, hy wil ons kom sê, hoe nie daar kom wees nie. Maar nou kom ons op 'n plek, en nou kan jy op die nader staan, hierdie deel van iets meer. Nou sien hy kry nie, die duiwel kry dit nie reg nie, hierdie tou, dit kry my nie onder. Wat kom doen hy nou? He comes and shakes me. Hello God. He comes and shakes my faith. I'm standing on the ladder. Is dat reg? En die duiwel kom en hy kom skud my, want weet jy wat, ek staan hier op 'n plek wat God vir my bestem het om te wees. En hy wil nie hier, hy wil nie hier wees nie. En dan kom skud hy hierdie leer. En baie keer kom mense en sê, weet jy wat nie, ek gaan nie my geloof vas nie, want hoe moet al hierdie goed met my gebeur? Dis nie reg. Dis nie reg nie, en dan begin mense, en dan val hulle maar weer af, tot op die plek waar die duiwel hulle wil hê. Why does the devil do this? And this is something that you now need to learn. Because remember, when you're standing there, and you're standing on faith, you are at a place where God can use you. You are at a place when there's trials and tribulations in your life, you're at a place where you can say, I know my God. I know the promises He's got for me. I know what He wants to do for me. When you're at a place like that, you can see what is the next step in life that I need to take. And I promise you, the devil doesn't like that. He doesn't like that. But you're in a place, listen very carefully, you're in a place of authority. Amen. Dis waar hy is. Jy is op hierdie plek van autoriteit. Want wie vir jou gee? Nie omdat ek oulik is en ek daar na die baikers kan werk. Nee. Want God het dit vir jou gegee. Deur God het ek vir jou autoriteit om dit te kan doen. Dis hoekom die duiwel wil hê ons moet afgaan. Charles Spurgeon het iets geskryf. Hy sê, geloof wat nooit getoets is nie, is 'n geloof wat nie vertrou kan word nie. Wanneer ek sê ek het geloof, maar dan gebeur niks in my lewe wat dit 'n bietjie kom toets en bietjie kom aanvat en wat ook al nie, dan hoe weet ek my geloof is reg? Hoe weet ek dit? En daarom wil ek vir julle lees hier Jakobus 1. Dis baie waar ons lees. Jakobus 1 vers 2 en 3. Hy sê, ag dit loutere vreugde. Rarig. As wat? As ons kan partytjie hou en dans en spring. Lees nie wat hier staan. Hy sê, ag dit loutere vreugde my broers, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. En die lydsaamheid tot volle verwerking kom. Lydsaamheid, wat beteken lydsaamheid? Lydsaamheid beteken, ek moet geduldig
wag op God. Dis wat dit beteken. So wanneer hierdie beproewings kom en wanneer hierdie moeilike goed in my lewe kom, weet jy wat net? Dis nie die duiwel wil nie my kom afhaal, ja, hy wil, maar hy wil dit nie kan regkry nie. Ek en jy moet net geduldig wag op God. Amen. Vashou in geloof. Ons moet vashou in geloof. En saam met hierdie wil ek lees 1 Korintiërs 10 vers 13. Julle kan miskien dit so lank soek, julle gaan lekker Bybelverse lees. 1 Korintiërs 10 vers 13 kan julle dit so goed en soek en jy moet verstaan hoe goed is God vir ons. Hoor net gou hoe goed is God vir ons. 1 Korintiërs 10 vers 13. Hy sê, hoor mooi, geen versoeking het julle aangegryp behalwe wat 'n menslike nie. Ons God is nie daar om jou te versoek nie. God is nie daar om jou te kom trek nie. God is nie daar om jou te laat val nie. Nee, hoor mooi wat doen God. En spite daarvan dat die versoeking nie 'n menslike versoeking is, sê hy, maar God is getrou. Is dit nie awesome nie? God is getrou om wat te doen? Wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan wat? Verdra. Nie verloor nie. Nie uitsak en wegsak nie. Sodat julle dit sal kan verdra. So wanneer ons op hierdie leer van geloof staan, dan moet ek en jy besef, ons het 'n God wat ons deur alles wil dra. Al kom daar uitdagings, hulle staan moeilike goed. Dis 'n God, en weet jy waar ervaar jy dit? Wanneer jy geleer het om op die geloofslewe te kan klim. Dis wanneer jy dit ervaar. Dan ervaar jy 'n God wat jou vashou en 'n God wat staan op sy beloftes. Josef het so ervaring gehad. Arme Josef. Aan die begin. Sy broers kom en wat doen Josef? Hy doen wat God hom vra om te doen. Hy sê wat God vir hom sê om te doen en hy sê dit vir sy broers, hy doen wat God vir hom sê om te doen. Wat gebeur? Hulle verkoop hom as 'n slaaf. Dis wat hulle doen. Nou, as jy ou hierdie storie kyk, dan kan jy dink, regtig, God is dit, joh, ons op hindsight weet, daar's 'n baie groter belofte daaragter. Maar hy het nie gedoen. Hy gaan doen wat God vir hom sê, en dan gebeur al hierdie ander goeders, en dan word hy ontvoer na 'n vreemde land toe. Selfs deel van God se plan, ons weet. Maar kyk net na sy geloof. Josef behou sy geloof, wanneer hy dit doen. Dan kom 'n vrou, en ek bedoel, hier nou reg vir julle, niks teen julle dames en niks nie. Dan kom 'n vrou en probeer hom verlei. Potifar se vrou, die koning se vrou, probeer hom verlei. Maar hy staan op sy beginsels, want sy geloof is in sy God. En wat gebeur daaroor? Hy land in die tronk. En hoor mooi gou, 2 jaar lank het hy daar gesit. Vir 2 jaar het hy in die tronk gesit, voordat dit God se tyd reg was om te kom. Om hom uit die tronk uit te kom haal. Maar weet jy wat? God het 'n belofte vir hom gehad. God het 'n plek vir hom gehad. God het 'n pad vir hom gehad. God het 'n redding vir die hele volk gehad, want ons weet dit was nodig dat hy daar moes wees in 'n droogte tyd. God het 'n plan gehad vir 'n hele gemeenskap. Maar hoe? Hy het dit deur een man gedoen. Hy doen dit deur Josef. En Josef staan op sy geloof, en hy staan op sy Christelike beginsels, en hy kom op 'n plek waar hy goddelik vir sy volk versprei. Eens. En hy is maar 'n mens soos ek en jy. Hy is maar 'n mens soos ek en jy. Iets wat ek en jy moet verstaan van beproewing en uitdagings in die lewe. Wel, eerstens, ek kan dit nie vermy nie. So sorry, né? Speakerops gaan daar wees. Sorry. Daar gaan altyd speakerops wees. As jy begin al ry en hulle vang jou van jou kaartjie kry, is life. En daar's altyd beproewinge in my lewe. Dit gaan nooit weggaan nie. Maar jy moet iets verstaan en wanneer ons baie keer met Christene werk, is dit asof hulle mis hierdie punt en daarom wil ek 'n bietjie beklemtoon daarop lê. Dit is nie 'n teken van swakheid nie. Dit beteken nie omdat jy swak is, gaan jy deur 'n beproewing nie. Inteendeel, dis juist omdat jy daar op 'n goeie plek staan waar die duiwel jou wil aanval. Ouens, dis nie 'n teken van swakheid nie. Amen. Nog 'n belangrike punt wat baie keer gebeur. Sorry.
Dis nie 'n plek van straf nie. So baie Christene kom en dan gaan hulle deur hierdie moeilike tye en dan sê hulle, ag, weet jy wat net, ek het seker iets verkeerd gedoen verlede week of iewers 'n ander verlede week en hierdie is nou my straf en ek moet dit aanvaar. Nee, dit is nie dit nie. Dit is nie dit nie. Dis die duiwel wat jou wil kom aanval, want jy is besig met 'n reistog, jy is besig om jou geloof te groei deur God. Dis hoekom hierdie goed met jou gebeur. Ons is nie van die wêreld nie, ons is nog in die wêreld. Dis wat dit is. Dis wat dit is, ons is nog steeds in 'n gebroke wêreld. So hierdie goed gaan nog steeds met ons gebeur, maar vanoggend wil God vir jou kom sê, weet jy wat net, eerder sien dit as 'n kans om nog sterker te word. Sien dit as 'n kans om nog in jou geloof te kan groei. Sien dit as 'n herinnering van dit waardeur God jou al in die verlede uitgebring het, om te weet, my God gaan my hierdeur ook help. My God gaan my hierdeur ook help. God gaan vir jou kom sê. Maar dit beteken ek moet op 'n geloofsleer begin klim en ek moet die werk begin doen. So doen ek dit. En dit gaan alles oor ons houding. Kyk, dis nie hierdie houding van ek is cool en 'n bietjie vintage en okay, dis nie so 'n houding nie. Maar dit gaan oor jou en my houding wanneer ons in hierdie tye kom. Wanneer ek en jy in die uitdagings kom terwyl ek nog op die leer staan. Dit gaan oor jou en my se houding oor hoe ek sekere goed hanteer. So hoor mooi gehouding, houding nommer 1. Eers dit sou nou ons slide gemaak het, maar oké. Houding nommer 1. Staan op God se beloftes. Amen. Staan op God se beloftes. Want God is die waarmaker daarvan. Nie die wêreld nie, nie mense nie, niks anders nie. God is die waarmaker daarvan. Staan op God se beloftes. Dis 'n houding wat ek moet inneem. Ek gaan op God se beloftes staan. Ek gaan nie sorg dat hy my kom boelie nie. Ek gaan dit nie toelaat nie. Romeine 8 vers 28, jy hoef nie weer, ek kom maar net daar. Romeine 8 vers 28 sê iets baie belangriks, iets wat ons moet onthou. Hy sê, alles werk ten goeie mee vir die wat ons lief, vir die wat hom lief het. Maar daar's 'n beklemtoning hier. Alles werk ten goeie mee. God kan die storms gebruik. God kan die slegte goed gebruik. God kan die goed kry wat die duiwel wil gebruik om ons te val. God kan dit gebruik om nog steeds alles ten goeie te laat uitwerk. Ek kan nog steeds die leer uitklim. Ek kan nog steeds dit wat aan die muur is geniet. Ek kan nog steeds dit hê, want my God doen dit vir my. My God doen dit vir my. Ek hoef dit nie self te doen. Al wat ek moet doen is klim die leer van geloof. Ek moet in geloof kan vashou en dan gaan ek dit sien. Ek wil jy moet iets onthou vanmôre. Die wêreld gaan kom en hy gaan jou leer probeer skud. Hy gaan dit probeer doen. Maar hoor mooi die belofte. Hoor mooi die belofte. Hy kan maar skud. Hy kan dit maar doen. Hy sal nooit die leer kan omgooi nie. Hy sal dit nie reg kry nie, want ons fundament is God. Amen. Jesus. Dis waar ons fundament lê. So hy kan maak wat hy wil, maar hy sal hom nie omgooi nie. En as ek en jy vashou soos wat ons goed, sal hy vir my nie daar afval. Want ons staan in geloof voor ons God. So ek en jy moet leer om vas te hou wanneer dit 'n bietjie rof gaan. Ek en jy moet leer om op God te vertrou. Staan op God se beloftes. Dis my houding wanneer daar goed in die lewe kom. Psalm 23 vers 4. Dawid het iets hiervan geweet. En daar's 'n baie mooi werk. Hy sê, al gaan ek in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie. Dis baie belangrik. Ek moet nou daarby kom. So onthou daai ding. So dis die eerste ding wat ek moet doen. Ek gaan nie bang wees nie. Ek gaan nie bang wees nie. Hoekom? Omdat ek verwaand is. Nee, want u stop en u staf vertroos my. U is naby my. U is naby my. Die nuwe vertaling sê in die hande is dit veilig, maar die ou vertaling sê, want my stok en my staf vertroos my. Is dit nie meer awesome nie? Ja, ons is in God se hande. En wat? Hy vertroos my. Wanneer ek deur hierdie moeilike tye gaan, wanneer ek gaan deur hierdie tye wat nie lekker is in my lewe nie, dan raak die prentjie baie keer vir my 'n bietjie distorted. Ek sien nie lekker waar jy sit op pad nie. Ek sien nie die prentjie wat God wil hê ek moet sien nie. Ek fokus 'n bietjie op die verkeerde goed. Dan kom God en hy sê, maar ek sal jou vertroos.
Weet jy wat beteken vertroos? As jy sit op 'n pa se skoot en hy sit jou arms om jou en jy kan maar net huil. Jy kan maar net saam met hom wees. Dis vertroos. Dit sê 'n bietjie meer, dis vertroos. My attitude, I need to seek God first. Second one, I need to seek God first. There's this old saying of a black dog and white dog and fights and who's going to win the fight at the end of the day? And the answer is what? The one that I feed. The one that I feed is going to win. You and I must remember something. The devil is much more than a dog. The Bible learns us that the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. That's the devil. That's the devil. That's who he is. And when I'm starting there and I'm living in fear and I'm living in anxiety and I feed the lion with my fear, with my anxiety and I'm not going to make it, I'm not good enough, I cannot do this. We are feeding the lion and we're not feeding our faith. We're not. We need to feed our faith. We need to feed God. It's an attitude from you. Dis iets wat ek en jy moet besluit. Ek gaan nie die duiwel voer nie. Daai leeu van 'n duiwel, hy moet maar lekker maar raak, want in hierdie week gaan ek vir niks gee. Hy gaan maar wees en as hy ribbekas gesê. Lekker, laat hy. I'm going to feed my faith. Ek gaan by God staan. Want dis wat ek nodig het om te weet. Dis waar die antwoord is. Dis waar die oplossing is. Dis waar ek weet om volgende te gaan. Not going to feed my faith, not going to feed the lion. You see, Petrus, dis 'n great story om hierdie vir ons te, nie stories waar verhaal is, nie stories, maar Petrus kom en hy doen iets in geloof wat amazing is. Wat doen hy? Hy loop op die water, hy baie goed gedoen, maar hy loop op die water. Awesome! Dit vat geloof. Wat sê die Here vir hom? Kom met jou comfort zone uit, klim uit die skuitjie uit, preek vir hom 'n dag. En loop op die water na my toe. En hy doen dit. Sy geloof in Jesus is van so 'n aard dat hy iets doen wat eintlik onrealisties is, wat nie veronderstel is om te kan gebeur nie. Maar dis my geloof in Jesus. En wanneer jou geloof in Jesus op 'n plek is waar jy op jou leer staan, my ma, dan klim jy die bootjie uit. Jy loop op die water. Jy doen wat die Here vir jou vra om te doen. Gaan werk onder die bikers. Gaan doen dit. Want God het 'n plan. God het 'n plan. Hy het 'n plan. Hy sal jou waardeer. Gaan doen dit. Maar Petrus kom op 'n plek. En hy loop op die water. Dis awesome. Hy loop na Jesus toe. Tot op 'n plek. Dankie. So goed. Tot op 'n plek waar hy vaskyk teen die storms en die winde. Hy kyk vas teen die storms en die winde. Wat kom leer Hebreërs 12 vers 2 vir ons? Wat leer dit vir ons? Hy is die begin en die volëinder, ons moet hierdie wedloop voltooi. Hoe doen ons dit? Jou oog gefestig op Jesus. Daar is nie 'n ander manier nie. Wanneer ek nie op Jesus fokus nie en ek kyk na die storms, then I'm feeding the lion. Dis wat het gebeur. Ek verloor in my geloof. Ek sien nie meer God soos wat ek hom veronderstel is om te sien. Ek voel ver van God af. Kan ek iets sê, dis nie God wat ver is nie. God is nie naby ons. Dis partykeer ons wat 'n bietjie weggaan. En wanneer jy hierdie storm sien, is dit presies wat jy doen. Dis presies wat ons doen. En wat is die resultaat? Ek sink. Ek loop nie meer op die water nie. Ek is nie meer op die plek waar God wil hê ek moet eintlik wees nie. Aangestap kom na hom op die water nie. Ek sink. Maar weet jy wat nie? Ek en jy kan dit vermy. As iets wat ek en jy moet besef volgende. Jesus wil jou op die water laat loop ten midde van die storms. Jesus wil jou op die water na hom toe vat, ten midde van die winde wat waai, ten spyte van al hierdie goed wat rondom my gebeur, wil Jesus nog steeds op 'n plek kom en sê, kom stap deur jou storms, saam met my, kom staan op die geloofsweer, kom loop deur die storms, want ek is saam met jou. Ek doen dit vir jou. Hy is die begin en die volëinder van ons geloof, sê Hebreërs 12.
die begin en die volleinde van ons geloof. Hy gaan jou nie laat los nie. Hy gaan jou nie los nie. Jy is in sy hand. 1 Johannes 4 vers 4. Ja, ek het nie chocolate gebring, ek het nog sê ek het chocolate gebring. Vir iemand wat kan sê, wat staan in 1 Johannes 4 vers 4. Nou is hier 'n vingertjie. Sy gaan vir ons 'n chocolate gee. Okay, ek gaan die versie begin en hy gaan vir ons 'n chocolate gee vir die laaste deel. Dis so awesome hierdie versie. Dis iets wat ek en jy as kind van God moet leer en ons harte print, op ons yskas te plak. Bestel 'n bampersticker as jy dan regtig wil of wat jy ook al. 1 Johannes 4 vers 4 sê: Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin. Omdat wat? Omdat Dis pastoor, jy mag jy moet kyk na jou diep gesien. Hoekom? Omdat hy wat in julle is gelukkig. Awesome. Ja, jy kan hom maak. Iemand Hy is pastoor so klein. Dis ook, jy kan hom nie ook. Ek dink sê vir meer dit is jy kan hom ook maak. Dis iets so goed. Is iets wat ek Dis iets wat ek nie moet raak sien. Eerstens, kom hierdie vers en hy praat met jou en my. Hy sê, julle is uit God my kinders. My kinders. Soos is God se kinders. En dan sê hy en het hulle oorwin. Wie is die hulle? Wanneer jy gaan kyk na die vers, dan gaan jy begin sien, dit raak na die eindtye toe. Dit raak na valse profete toe. Dis mense wat opstaan en Christendom probeer verbygaan en probeer tot niet maak en mense tot 'n val bring. Dis die hulle. En dan kom hy en sê en het hulle oorwin. Ek en jy het hulle oorwin want hy wat in julle is, as jy nie gehoor het wat ek sê nie, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Amen. Dis ons God. Dis ons God. Dis ons God wat sê kom klim 'n leer van geloof sodat jy op 'n plek kan kom want hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Dis my God. Dis my God. Dis waar hy wil hê ek en jy moet wees. Al wat ek moet doen is die leer klim. Ek en jy moet die leer klim. Nog 'n houding, my houding. En dis die deel, dis die tweede deel. Daar staan klim. Dis klim, soos ek vanaf bietjie daaroor praat. Maar my houding is dat ek moet klim op die leer van geloof. En nie net stil staan en stil sit nie. Judas 1 vers 20. Sorry man. Ek kan hierdie maar later opskryf. Judas 1 vers 20. En weer eens, wanneer ons hierdie versie lees, net so 'n stukkie van die klein agtergrond daarvan is dat daar gaan 'n tyd kom van spotters. Hy sê dit vir ons, daar gaan 'n tyd kom van spotters wat teen die Christendom gaan opstaan en ons wil kom neertrek en wegvat. En hoor wat sê vers 20. Maar julle geliefdes, dis ek en jy, julle geliefdes moet julle self wat doen? Opbou in allerheiligste geloof. En in die Heilige Gees bid. Ek moet myself ophou. Wanneer al hierdie goed gaan kom, en wanneer die duiwel gaan probeer om al hierdie goed uit my lewe uit te vat, weet jy wat net? Dan moet ek op die geloof kan staan. Ek moet glo in die geloof, want dis die manier hoe ek gaan regkry om dit by te kry. So jy moet bou in jou geloof. Julle manne wat 'n bietjie met gewig te werk nie, as jy nou vanoggend vir my lag nie, dan gaan ek dit gooi brood. Kyk. Bou in geloof, wat beteken bou in geloof? Bou in geloof beteken dat ek moet sterker word. Reg, ja, ek moet sterker word. Ek moet meer sterker word en ek moet beter dit kan doen. Jy sê goed te swaar. Dit is my nie dis geleen. As jy kyk na my, jy sal weet dis nie my nie. Okay, dit is net geleende goed. It's borrowed stuff. Yes sir. I'm coming there. Kyk, hoe doen ek en jy dit? Hoe doen ek en jy dit? Hoe kry ons hierdie houding van klim die leer met geloof? Hoe kan ek met geloof nog steeds die leer klim? Hoe doen ek dit? Hier is die trik, ek moet opbou. Ek moet my geloofspiere bou. En hoe doen ons dit?
Eerstens gaan lees die woord elke liewe dag. Elke liewe dag moet ek en jy die woord lees. Psalm 119 vers 105, wat sê hy? Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. O Here, die jong mense met hierdie ding. Dis kosbaar nie. Jo, dis baie swaar. Dis 'n kosbare woord vir ons as jong mense. Want die woord is waar ons is. Die woord, wat doen die woord? Wanneer jy die woord van God lees, hy sê vir jou, jy staan nou op hierdie trappie. So waar is my volgende trappie? Ja. Nee, ek gaan vir my plat val as ek daar gaan probeer trap. Die woord van God kom sê vir jou, hier is jou volgende trappie. Dis wat hy kom doen, hier is jou volgende trappie, want dis wat hy kom doen. Dis wat die woord van God vir jou kom doen, en hoe meer jy oefen, hoe meer jy dan, jy kry die idee, dit is raar so. Hoe meer jy dit doen, hoe meer kom jy daai. Hoe meer tyd in God se woord spandeer, ouens, dis 'n lewende woord hierdie. Dis nie 'n storieboek nie. Dis nie 'n Pinocchio of 'n rooi kappie storie of ek weet wat nie. Dis 'n lewende woord wat God vir ons gegee het. Hoekom? Sodat ek in geloof kan groei, sodat ek sy beloftes kan sien in my kant, sodat ek kan sien wat is dit wat God vir my bedoel het. Dis 'n lewendige woord. Die tweede, en ons sien dit, ons het dit gesien hier in Judas toe ons gelees het ook. Maar Lukas 18 vers 1 sê vir ons die volgende, hulle sê, julle moet altyd bid en nie moet opgee nie. Bid met volharding. Dis so belangrik dat ons al vashou in gebed. Want weet jy wat gebeur met hierdie leer? Ek kan sonder my hande hier opklim. Ek het nou die dag mooi geoefen. Ek kan sonder my hande hier opklim. Ek het nie nodig om my hande te gebruik as volgende. Ek het nie nodig om my hande te gebruik om op te klim. Nie noodwendig. Maar wie wat? Wanneer die duiwel my begin aftrek en my begin wegtrek, wanneer die duiwel my leer begin skit, het ek my hande nodig om te kan vashou. En dis gebed. Dis gebed. Dis 'n God wat jy vashou. Sê Here Jesus, hou my vas. Dis ek en jy as ons begin bid, dan hou ons vas aan ons geloof. Dis wat gebed is. Ek kan vas aan my geloof, want my God sal my los nie. Ek raak en ek bou geloofspiere wanneer ek dit begin doen. Derde, die is deel van 'n geloofsgemeenskap. So baie mooi vers, Prediker 4 vers 9 tot 10. En dit is so belangrik in hierdie tyd waarin ons is en die tyd waarin ons leef dat hierdie verse regtig na vore toe kom. Prediker 4 vers 9 tot 10 sê, 2 is beter as 1. As 1 val, help die ander een hom op. Hoe so is dit nie? Dis wat ek en jy hier kry. Dis wat ek en jy binne 'n gemeente kry. Dis wanneer ek en jy kry as ons Christen vriende het. Jong mense, sorry, ek pik jou op julle nie, né? Kry Christen vriende wat jy gaan vir hulle nodig hê. Wanneer die duiwel my leer kom skit en wanneer die duiwel probeer om my af te trek, al staan ek daar op die Heer. Weet jy wat, my phone a friend. Okay, I want a phone a friend, please. Dan moet jy na iemand toe kan gaan en vir jou kan sê, weet jy bel, support. Dinge is nie so lekker nie. Bid saam met my. Hou saam met my aan hierdie leer vas. Het nodig om deel van 'n gemeenskap te wees. Vandag die vierde enetjie sê, wees getrou aan God. Lukas 16 vers 10, wie in die kleinste getrou is ook in die groot getrou. Want groot geloof word gebou deur klein dade van getrouheid. Het dit daagter gekom? Ek het net nodig om 'n klein dingetjie te doen. Weet jy wat net? Hier is vir jou R10. Weet jy hoe bou dit jou geloof? Want ek kan nie regtig vir jou R10 gee nie. Maar weet jy wat net? Môre, dan gee die Here vir my en sê vir jou is R400. R400. En weet jy wat doen dit? Dit bou my geloof. Dit bou my spiere. Wanneer ek getrou is in hierdie klein goedjies, weet jy wat net? Klim in jou kar, ry, gaan dit vir haar in die hospitaal. Ek weet nie sit hier. Wat gaan ek sê? Jeez, daar in die hospitaal, dis al die mense, nurses, wat gaan ek vir hulle sê? Nee, worry nie. Die Here sal jou help. Hy sal vir sê wat om te sê. Klim jy net in jou kar en ry na die hospitaal en kom by die siekbed. En wanneer jy dan wegstap, dit is so awesome. Wanneer jy dan wegstap, dan het jy hierdie man gelig, maar weet jy wat nie? Jy voel oorvloedig.
Jy voel ook beter, want jou God het sommer deur jou ook gewerk. Hy bou so 'n bietjie van jou geloof, wanneer jy getrou is in hierdie goed. Evangelism, testimony, share your testimony. Dit is so belangrik in geestelike groei. Dit is so belangrik in geloofsgroei. Nou gaan jy vir my vra, hoe nou? Because evangelism is something that you do to someone else. Okay, I go to someone, I tell them my story, I tell them what God has done for me, I tell them where He has kept me from, where He is going with me, the steps, the experiences I have with God. So I tell someone this because that's my testimony, and you lift that person. And if the Holy Ghost works through you, then He comes to a place where He also said that I want to be part of that. That's awesome. That's awesome. But let me tell you a different thing from testimony. Testimony is also good for the one that actually gives the testimony. As ek en jy ons getuienis begin deel en ek praat dit met mense, wie is nog besig om eksamen te skryf? Sies toch, sterker. Daar is sekere leermethodes wat hulle vir jou sê, wat jy moet leer. As jy goed wil leer, dan moet jy goed neerskryf, en jy moet dit highlight, en jy moet dit hoor, en jy moet dit vir jouself, hoe meer jy dit visualiseer vir jouself, hoe meer jy onthou jy dit, daar is sekere leermethodes. Kijk, ek sien die tydskip hier in kop, alright, jy kan jou eie leer gebruik om te leer, maar dis wat gebeur wanneer jy hierdie visualisasie doen. Kan ek vanoggend vir jou sê, wanneer jy jou getuies aan iemand uitleg, dan hoor ek sê dit self, en ek hoor self, wat het God al alles vir my gedoen. Dus ek sê dit vir daai, maar weet jy wat nie, ek hoor dit ook weer, ek sien wat het God vir my gedoen, ek ervaar wat het God vir my gedoen, want ek is besig om my getuienis te bring, en wow, onthou jy daai, jeez, onthou jy wat het God vir jou gedoen, yes, en dan begin jy, en jy bou jou geloofspiere, want dit is nie net vir daai persoon wat ek gee, as ook vir jouself, om dit weer te kan doen, en te weet, my God is groot, my God het my deur hier goed gedoen. Ek wil net by 2 van my trappe kom as ons op die leer is. Ek wil net 'n bietjie daaroor gesels en stil staan, want dis baie keer goed wat Christene sê, nee, dis nie 'n trappie daai nie, jy mis dit so bietjie. Nee, 2 goedjies. Eerstens, hoe lyk hierdie trappe? Jakobus 1 vers 22, ek gaan daai gou vir julle lees. Jakobus 1 vers 22. Hy sê die volgende, eenvoudig, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Wees daders van die woord. Dis awesome. Jy kan nie hierdie geloofsleer klim as jy nie die goed begin toepas wat God vir jou in jou lewe gee. Jy moet daders word van die woord. Jy moet 'n dader word van die woord. En weet jy wat vat dit? Dit vat gehoorsaamheid. Dit vat gehoorsaamheid. Daai trappie van geloof waarom ek en jy moet staan, is gehoorsaamheid. Dis wat dit kos. Dis gehoorsaamheid. So, ons begin met klein dade van geloof. Partykeer voel dit nie vir my so klein. God kom na jou toe en sê, gaan vergewe daai ou. Jy weet nie wat ek aan my gedoen. Jesus, sorry. Jy weet nie wat ek aan my gedoen. My maat, as jy weet wat ek aan my gedoen het nie, dan sal jy vir my sê dood weg. Maar nee, wat is jy vir die voorskrifte van 'n nagmaal wat God partykeer gebruik? Wanneer jy weet van iemand wat teen jou gesondig het, los alles, gaan na hom toe, gaan vergewe hom en kom gebruik dan die nagmaal. Dis heilige grond hier. Dis 'n heilige grond hier waar ons staan. God wil vir jou kom sê, dis die trappie waar jy moet klim, ek moet gehoorsaam wees. Ek moet gehoorsaam wees. Iewers kom God en dan kom sê hy vir jou, jy moet asseblief jy moet vir Etienne R100 vat, hy het nie geld vir petrol nie. Ek weet is nie, ek weet. Ek het nie nou van hoor. Wie nou?
En dan weet ek met alle respek, dan sê jy vir die Here, "Jessie, Here, sien jy gesien wat se tyd van die maand is dit? Regtig? Dis nog nie einde van die maand nie. Waar moet ek dit nou kry?" Weet jy wat, wanneer jy op 'n trappie van geloof is, dan is gehoorsaamheid een van die goed wat jy net doen. Jy gaan doen dit net, want voor jy jou oë uitvee net, is jy deur die maandeinde, jy het meer as wat jy nodig het, jy het alles wat jy nodig het, want die Here voorsien, hy sal voorsien, maar ek moet op 'n trappie van geloof staan, want dit is wat dit kos om gehoorsaam te wees. As die Here jou stuur, gaan doen dit, gaan dien, want die Here het dit doel met jou as mens, gaan doen dit. Elke keer, wanneer jy gehoorsaam is, dan bou jy 'n bietjie meer van jou geloofsspiere. Jy oefen 'n bietjie meer van jou geloofsspiere, want jy is gehoorsaam aan God. Abraham had faith. Abraham had a faith through obedience. It's hugely important. Abraham, the father of faith. God come to him and he said, "You know what? You're going to need to move." What does Abraham do? Abraham is standing on a stick there. Abraham is not saying, "Oh, yes, God, you know, I've got a lot of things, I've got a lot of people, I've got to choose the logistics just from moving from there to there." Hey, it's a lot. No, what did Abraham say? He goes to his family and says, "Guys, back up, we're leaving." I don't know where. I don't know when we're going. Back up and leave. We're going to leave. Because what? Because God said so. Because God said so. Faith through obedience. Because God said so. Came to Abraham and he says, "Here's your son. We now have to go and offer him. Sacrifice him. He's the one, the beloved son." Because Sarah's old. She's old. Here's your son. Don't sacrifice him. What does Abraham do? God, geez, he promised me son. Stars and all this. No. Picks up the wood. Picks up the fire. And he tells him, God has given me something to do. And we're going to do it. I don't know how. Isaac asking along the way, not once, more than once, what is it that we're going to sacrifice? What's Abraham's words? This is faith. This is faith. What is Abraham's words? God will provide. That's faith. That's standing on a ladder of faith, on a top step, and doing what God tells you to do. That's faith. God will provide. Soos wat ek hierdie leer begin klim, is daar ook goed wat ek besef in my lewe wat nie so was nie. Dis net ek moet net vinnig daai trappie ook doen. En dis 'n trappie van liefde. 1 Korintiërs 13 vers 13 sê vir ons wat? En nou bly geloof, hoop, liefde. Al drie, maar die belangrikste hiervan is liefde. Maar dis 'n versie wat die Here met ons baie mee praat hierdie afgelope ruk en wat swaar op ons harte lê en ons leeftyd en ons probeer alle maniere kry om dit uit te leef. Dis Johannes 13 vers 35, ek gaan sommer hier vir julle lees. Hy sê, hieraan sal almal weet, wie is almal? Die hele wêreld, die wêreld, sondige mense daar buite, almal sal weet dat julle wat? My disippels is. Ek is wat beteken disipel? Baie leerlinge, volgeling van Jesus. Die wêreld gaan sien dat ek 'n volgeling van Jesus is. Hoekom? As julle liefde onder mekaar het. Ons moet Jesus se liefde begin uitleef. Ons moet Jesus se liefde begin uitleef. Wanneer ek op hierdie trappie van geloof staan, weet jy wat beteken dit? Dit beteken dat ek kom nader aan Jesus. Ek sien Jesus se nederigheid. Ek sien dit in my lewe. Ek sien dat hy is vol genade. Hy is vol vergifnis en dit moet deur my kom. Wanneer ek op hierdie trappie staan, moet ek liefde gaan bewys vir die mense daar buite. Ek moet liefde gaan bewys vir die mense daar buite. Petrus was 'n ou wat nogal nippie was. Hy het 'n swaard gevat en iemand se oor afgekap. Jong. Maar wat doen Jesus? Hoor nou mooi in liefde. Sit sy oor terug. En Petrus begin 'n pad stap saam met die Here.
hierdie awesome, amazing pad wat hy groei in die lewe en hy begin sy geloofsleer klim en op die einde van die dag is Petrus die rots van Jesus sy kerk bou. Amen. 'n sinnebeeld van liefde. Johannes het hulle op 'n stadium genoem die seun van donder. Nie omdat hy in 'n haalstorm gebore is of heerlikstraal nie gelaai het, dit niks daarmee te doen nie, want hy het nie 'n goeie idee gehad nie. Hy het 'n kort tiener gehad, dit is net so, sê vir Johannes nog iets en dan ry gou voor Johannes in en dan sê jy dan sê wat doen. Kyk dit Johannes. Dis Johannes. Maar op die einde van die dag het hy bekend gestaan, toe hy hierdie geloofsleer begin geklim saam met Jesus, toe staan hy bekend as die apostel van liefde. Liefde het ons nodig om te bewys aan die wêreld. Ons doen 'n uitreik gister, dis amper klaar geloop. Ons doen 'n uitreik gister na 'n enge huis toe. En ons sê vir die ouens, weet jy wat nee, liefde moet ons nie verwar met dit wat ons sien as liefde, as hierdie ervaring. Wanneer, julle is al te lang getroud, julle sal dit dalk nie onthou nie, maar wanneer jy nou verlief en jonk is, wat jy ook al, wanneer jy nou gaan kuier die aand, en jy weet jy gaan nou bietjie by hierdie nooi of ou kuier, dan het seker vlinders in jou maag, onthou jy dit, het seker vlinders in jou maag. Ons moet verstaan, is nie baie liefde nie. Jesus se liefde, hoor mooi, is sy voete was liefde. Dis die liefde wat ons vir die wêreld moet gaan wys. As ek op daai geloofsleer klim, moet ek vir die wêreld kan gaan wys, wat is liefde? Wat is prakties? Ons daar by daai plek aankom, dis 'n dameshuis, en ons deel al hierdie goed vir hulle. Ek kan nie vir julle sê hoe amazing is dit. As jy kyk in daai gesiggies, jy vaskyk daarteen en jy sien nie wat nie. Jy het Jesus se liefde gewys. Hy het gewys, want dis wat ek nie moet doen. Liefde is 'n praktiese ding. Sien net die emosie. Jesus liefde is op 'n praktiese ding. En wanneer ek op hierdie leer staan, dan besef ek dit en ek sien waar ek dit moet gaan saai. Ek sien waar ek Jesus se liefde moet gaan wys. Ek moet op die geloofsleer kom om dit kan doen. Hoekom moet ek geloof groei? Ek gaan hierdie vers vir julle sê en julle kan so aansoek Filippense 3 vers 14, maar ons kry dieselfde idee in Hebreërs 12 vers 2 waarvan ons nou gesels het. Die Here kom sê jy moet die wedloop voltooi. Jy moet die wedloop hardloop. Jy kan nie 'n wedloop voltooi as jy hom nie hardloop nie. As jy hier sit met 'n wedloop en jy begin nie, dan gaan jy nie die prys kry nie. Dit is wat dit is. Kom ons lees Filippense 3 vers 14. Selfde tipe beginsel. Filippense 3 vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na die dinge wat voor is, en jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping wat God in Christus Jesus is. Ek jaag my man. Ek vergeet van hierdie God hier. Ek reik my uit daar, ek wil nog 'n trappie klim. Ek gaan nie by dis oor. Ek reik my uit want ek wil daar op die geel trappietjie gaan staan. Ek strek uit daarna om wat te doen? Om die prys te dra. And this is something that you need to see. Okay, I'll try it in your word. This is something that you need to see. When you're standing on top of a ladder, let me just do this. When you're sitting here on top of the ladder, when you're climbing the faith of God, you know what happens in your life? You know what starts to happen? I see sin very small. Hey, the devil is getting smaller and smaller because I'm standing on the faith of God. You know what I can see? I can see beyond the wall. I can see God's plan for me. Not everything. I mean, it's not for us to see everything. But I can see God's plan for my life. I can see the next steps that I have to do. I can see all of what is aiming for me to be. I can see it behind the wall because I'm sitting on a ladder of faith and I'm seriously climbing this. And this is what we need to do. That is why we need to be here. We need to sit here because God wants to use you to be what? When you're sitting there, you are what? A shining light to the world. Dis wanneer jy daai trapie klim.
'n skynende lig vir die wêreld. Ek word die sout van die aarde en 'n skynende lig van die wêreld. Ek sit op God se geloof. Ek klim sy leer van geloof en dis 'n plek waar hy my kan gebruik. God wil daai groter prentjie vir jou en vir my doen. Geestelike groei bring vertroue. Hoe meer ek geestelik groei, hoe meer ek volwasse word in geloof, hoe meer kan ek vertrou op die Here. Soos wat Abraham vertrou het op die Here. Ek en jy is die plek waar ek moet kom. Denk hierdie laaste voorbeeld, Paulus was 'n vervolger van Christene. Hy het Christene gesoek om te dood te maak. Totdat hy op 'n plek kom waar hy God ontmoet en waar die Here sy lewe heeltemal omdraai. Was hy Saulus, word hy Paulus. Julle ken daai storie, maar hy kom sê iets in 2 Timoteus 4:7. Kom sê hy iets en nou moet jy verstaan, Paulus lê op sy sterfbed. Hy's 'n ou man. Hy het al oud geword, so hy is besig om sy laaste dae uit te leef. En hy kom na Timoteus toe en hy leer vir Timoteus. Hoe moet Timoteus leef? Hoe moet hy hierdie woord verder gaan versprei? 2 Timoteus 4:7. Hy sê wat? Ek het die goeie stryd gestry. Hy begin daar. Ek het die goeie stryd gestry. Met ander woorde, hy het die wedloop verloor. Hy het die wedloop begin. Hy het hom aangepas en hy sê, ek het die wedloop voleindig met hierdie awesome en kosbare woorde. En ek het die geloof behou. Ek het die geloof behou. Want ek kan nie die wedloop voltooi nie. Ek kan nie daar kom nie. As ek nie die geloof hou, geloof in God, klim die regte leer, want dis waar God jou wil hê. Elke persoon het sy eie leer. Elke persoon het sy eie unieke paadjie wat God hom op wil lei, wat God hom mee wil gebruik. En ons is nie almal dieselfde nie, so party klim stadig. Party sê ek is maar bang, ons klim al die stadig geraak daar. Party ons klim vinnig. Partykeer een trapie af, een trapie op, partykeer, dis soos wat dit is. Elke persoon se leer is anders. God wil vir jou iets kom sê vandag. Moenie dat dit, daai stoel daaronder, jou bestemming raak. Dis nie wat God bedoel het nie. Dis nie wat God vir jou en my bedoel het nie. Wees aktief, klim die regte leer, partykeer stadig, ek weet. Partykeer voel ek kan nie vandag klim nie, want my leer gaan heen en weer en skik en die duiwel trek my. Dis fyn, hou net vas, want nodig die leer kan klim. Maar die geheim is, jy moet bly streef om te klim. Jy moet bly klim, nooit ophou nie, want dis nie by bestemming nie. Hebreërs 12:2 sê, laat ons oë gefestig hou op Jesus. Hoor, ons het dit nou gesê, die begin en die volleinde. Hy begin nie met iets en dan is dit klaar nie. Hy volleinde dit. En weet jy wat hy? Eendag as ek en jy op die plek kom waar die Here ons wegvat of waar dit ons tyd is. Weet jy wat maak hy met hierdie trappies? Dit gaan all the way to heaven. It goes all the way to heaven. That's where it's going. En dis wat God wil hê. Klim die geloofsleer. Mattheus 25:23 sê vir ons dat wanneer jy op daai plek kom en wanneer jy in die hemel kom, want ek wil ook hê God moet dit van my sê, en ek glo elke Christen wil hê God moet dit van hom sê. Hy sê, goed so goeie en getroue diens. Gaan in die vreugde van die Here. Ek en jy kan dit nie doen as ons geloofsleer het. Ek en jy kan dit nie doen as ons op 'n plek is waar ons aan God vashou. En aanhou klim. Elke dag. Aanhou klim. Elke dag. Net nie ophou nie. Moenie afval nie. Hou vas. Groei. Hou aan klim. Amen. Kom ons sluit ons toe. Here, dis 'n groot voorreg hier te kan wees. Dis 'n voorreg wat ons weet hier is teenwoordig. U is in ons midde. U is besig om met ons te praat.
Here, ek wil bid vanoggend dat U elke een sal seën wat hier is. Maar ek bid vanoggend, Here, dat die Heilige Gees in elkeen se hart sal inpraat om vir elke een te sê en uit te daag, waar is jy op jou geloofsleer? Waar is jy? Op watter trappie is jy? Is dit nie tyd dat jy 'n bietjie moet opklim nie? Is dit nie tyd dat jy 'n bietjie iets anders net 'n bietjie vir my moet kom werk, sê die Here nie? Is dit nie 'n tyd dat jy 'n bietjie moet gaan gee nie? Dis tyd dat jy op die geloofsleer moet klim. Jou bestemming is nie hieronder nie, jou bestemming is God. Jou bestemming is God en sy beloftes en die pad wat hy vir jou gee om te kan stap. Dis God. Dis wat hy wil hê moet wees. En Here, ek bid dat elke een hierdie woorde in hulle harte sal bære en dat die Here die naprediker hiervan sal wees. Dat die Here vir mense sal gaan wys, klim hier, trap hier en dat ons die geloof sal hê om dit te kan doen. Ek bid dit vir elke een, Here. Ek bid dit vir elke een. En Here, dat ons in hierdie tyd, so belangrik, maar dat ons in hierdie tyd gehoorsaam sal wees en ons getuienis sal gaan uitleef daarbuiten. Ons getuienis sal gaan gee, sodat die wêreld kan sien. Dis goed om die regte leer te klim. Dis goed om die leer van God te klim. Want dis die enigste plek waar ek en jy, die regte plek is waar God ons wil gebruik.